by Hartbeespoortdam by Kommandonek. Ons verwagtinge vandag is om ten minste so by 10, 12 visse te kan vang. Lekker diep water, ons behoort 'n paar mooi visse te kry as hulle saam speel. Daar was 'n koue front wat deur is en dis moeilik as jy in 'n koue front of uit 'n koue front het gehengel het so. Harties is bekend vir sy mooi visse. So dit behoort vir ons 'n goeie dag te wees as alle saamwerk en die visse speel saam. En ja, dan kyk ons maar wat kom uit. Julle hierdie het nou regtig lekker weggetrek. Hy het nie eens opgehou nie, hy het net gebly loop en loop en loop. Bly maar lekker as ek 'n tros so wegtrek. Dis hoekom ons terugkom vir nog en nog en nog en nog en nog. Al daar sê julle. Iets soos 'n regtig mooi vis, jy kan sommer sien. Net om vir julle te wys hoe vinnig hy gebyt eintlik. Die mieliebol het nog nie eens opgelos nie. Hier is die bol nog steeds. Kan sien nou waar die karp so 'n bietjie aan hom geëet het voordat hy die asie opgetel het. Dis hoe vinnig hy gebyt het. En ja, daar is die resultaat. 'n Mooi en karpie. Hoek in my vinger. Daar kan julle die hoekies sien mooi in die hoek van die bek. Gewoonlik as hy daarin is dit lekker, dan sal jy hom nie sommer verloor nie, want hier kan jy sien waar die sagte gedeeltetjies is waar jy hom gewoonlik verloor. Maar hier onder in hy harde been, daar is hy reg. Daar moet hy wees. Lekker vet geëet. Staan sommer so dik. Julle, ek gaan net gou so 'n paar minute met julle net wat ek dink 'n belangrike ding is wanneer jy op 'n dag se uitstapie gaan om te bepaal waar gaan jy sit by die oewer. Ek het byvoorbeeld op hierdie pen kom sit waar ek nou sit, want dit is my gelyk of dit na mooi struktuur in die water kan wees, bedoelende dat as ek na die oewer kyk, dan behoort die struktuur in die binnekant dieselfde te wees. So en omdat ek gehoor het dat dit diep water is, maakte dit net soveel makliker. Ek het gekyk aan die linkerkant, as jy agter my rug sou kyk, daardie kant toe is dit baie meer vlakker, want jy kan sien die riete is in die water in. En vir die wintermaande sou ek gedink het dat die somermaande, die dieper water beter visse oplewer, wat wel die geval was. Die rede daarvoor is omdat die dieper water meer konstante temperatuur sal hê, waar die vlakker water meer sal varieer van oggend na aand toe of van oggend na middag toe en van middag na aand toe. So wat ook goed is baie keer, dan in die winter sal die visse in die vlakker water kom wy wanneer dit bietjie warmer word en dan weer terug aan die dieper water, maar gewoonlik sal die vis dan
heeltyd in die dieper water bly. En dis die rede hoekom ek dit besluit het op. So, wanneer jy jou uitstappie beplan, werk rondom dit, vind uit waar is goeie water, waar slegte water. 'n Mens wil nie by 'n water kom of by oewer kom soos wat ons nou blind gekom het en daar is strukture in die water wat jy nie van weet en jy kan nie een vis van jou uitkry nie. Dit wil hy ook nie. So as jy jou navorsing doen, daaruit sal jy ook kan bepaal waar jy gaan sit. So onthou dit met jou beplanning vir jou oewer. Hierdie distansie wat ek nou hengel, daar hengel ek ver. Daar gooi ek. Nie speel soos hierdie nie. Nog 'n visie. Die tempo definitief so bietjie stiller geword in die middag. Ek dink maar is omdat die weer maar so bietjie verander het, die temperatuur het warmer geword, maar daar was ongelukkig nou nie baie wind nie. En dit het 'n effek op die visse. Het verseker, want ek dink daar is net definitief minder suurstof in die water. En ongelukkig het hulle ook maar die suurstof soos ek en jy nodig. Maar ja, ons mag nie klaar nie. Elke vis wat ons vang. Dit is maar soos by baie ander damme wat dieselfde is as die in die middag hier van 12 uur af, dan begin die tempo outomaties minder word en minder word. En dan moet ou man net 'n bietjie meer geduld hê. As ons vat daai stok aan die ander kant, hy lê nou al oor 'n uur, waar hy elke 20-25 minute gebyt het. Lê hy nou al op 'n uur en hy's presies op dieselfde plek. So geduld is die wagwoord. En kom ons sit hierdie enetjie in die skep net. Voel of hierdie vis in 'n struktuur ingeloop het. Ek was so eentjie ver weg gewees. Gaan na die toilet toe. En toe loop hy en toe ek kom toe sit hy bietjie, ek voel of hy bietjie vas sit, maar hy het daar uitgeswem weer. Ek hou net geleidelik die stok net styf na die lyn net nie. Kans gee. Voel of ons hom uitgekry het. Voel soos 'n mooi vis. Dis nou nommer 11 vis. Ek het so 10 die oewer afgeloop en net bietjie gaan met die ouens praat, bietjie raad uitdeel en te hoor wat maak hulle. En die meeste van die ouens is ek nou maar na hulle strategie luister wat hulle gedoen het. Het hulle maar so ver as moontlik probeer hengel, maar ek dink maar hoe ligter jy gehengel het, hoe beter was dit gewees. En nou is hier regtig baie vis op die oewer nie. Ek dink in totaal is daar in die 200 meter, bietjie verder wat ek geloop het, was daar nie veel vis nie. Ek sal sê miskien 4 of 5 vis. So dan doen ons nie sleg hier waar ons sit nie. Veilig binne in die skep net. Daar is hy. My karpie. Hier is alleen. 21. Goed. Kijk, daar zijn jullie kijkers. 8 uur is hengel.
Lekker sessie hier so in die winter, regtig lekker dag gewees. 9 mooi visse gehad. Wat meer wil ou hê? Lekker dag by die viswater. Nou ja, kom ons sit hulle terug, dat ons hulle volgende keer weer kan vang. Wel, daar sy kykers. Ons het aan die einde gekom van ons lekker hengelsessie hier by Commando Nek. Lieflike oewer, ek sal enige tyd weer terugkom. Wat ek net vir julle wil sê is, vandag se sukses, as ek gou deur die oewer gestap het vandag se sukses was uit en uit daai ekstra distansie wat ek kon kry. So dis belangrik om te weet of om seker te maak dat jy die regte toerusting of gery het om daar te kan uitkom as jy moet. Uiters belangrik. Ek het vandag met my Raging Bull 2's gehengel en in 'n klas van my eie gewees, bedoelende dat ek daai ekstra paar meter bo die ander hengelaars kon gehad het met die klein gewiggie, en dit was die deurslaggewende faktor vir my gewees. So maak seker julle kry julle gery reg vir omstandighede soos daai winterhengel altyd verder. Bly kyk, dan sien ons julle volgende keer. Seker geval. Dan water bietjie meer. Nee, minder. Goeiemôre aan julle kykers. Ons is weer terug hier by Hartbeespoortdam. Ons hengel by Oberon Oewer. Ons is heel in die regterkant by die rivier se gedeelte wat lekker diep water is. Ons hoop ons gaan 'n paar van daai mooi groot karpe vang, wat hier's gewoonlik baie groot karpe. So ons lyne is in die water en die son kom nou lekker op en dit is mistig en dit is -2 gewees vanmôre. So dit is regtig lekker koud vanmôre. So kom ons kyk maar wat kom uit dit uit. Of ons 'n paar visies gaan kry, sal ons nie weet nie, maar as ons alleen in die water het, gaan ons 'n vis vang. So kom ons sit 'n vis in die skep net. Al julle, dis sover nog baie stil hierso. Die eerste stok is 'n uur en 'n half in die water, geen byt nog nie. Soos wat ek op hierdie oewer kan afkyk, is dit maar dieselfde tendens. Bitter min vis of aktiwiteite. Daar's nie 'n vis wat jy kan regtig sien speel oor die water nie, so. Dis moeilik om vir julle te sê wat dit veroorsaak, maar dit is nou maar hoe dit is op die stadium. Maar ons het nog 'n lyn in die water en dis al wat tel. Jy gaan nie 'n vis vang as jy nie 'n lyn in die water het nie. So kom ons kyk maar hoe gaan dit. Ja, hierdie stok is 'n uur en 40 minute in die water en toe trek hy weg soos 'n regte mooi karp moet wegtrek. Nou ongelukkig is hier baie vashakplekke in hierdie stuk water en ek het hom redelik hoog opgetel gekry. Die visse kan sien hy's redelik hoog opgekom boontoe. En dis gewoonlik 'n goeie teken. Okay, daar sê julle, dis die resultaat. Mooi karp. Dis
skat hom so 3,5 kilogram. Mooi vis. Een regte ou vetie. Goudgeel, gezond. Lieflijke mooi vis. Ja, vandag is nou regtig een van daai dae wat ou nou ons nou met extreme distance fishing moet doen. En ek is dankbaar ek het my raging bulls gebring want ek sou definitief gesukkel het as ek dit nie gehad het nie. Ons moet so lig as moontlik hengel, maar daar baie struktuur in die water is, so hoe verder jy kan gooi met die ligter gewiggie, hoe beter gaan jy doen. So ek sal sê ek hengel so 155 meter met die 12 voet, ek het die ene 12 voet en die ene 13 voet raging bull. En ek glo as die een vis daar gevang het, sal ons nog een dag gaan kry. Dit gaan regtig sleg op die oewer, dit is baie stil, min vis. So elkeen wat jy vang moet jy maak tel. So hoe ligter jy kan hengel en hoe verder jy kan hengel, hoe beter is dit so. Dit is maar my uitgangspunt op hierdie stadium. Dit is nou presies 2 ure nadat ek die stokke weer ingegooi het. Dis 'n verskriklike moeilike dag. As ek dit vergelyk teenoor gister se besige 40-45 minute tempo, vandag is dit 'n uur en 'n half, 2 ure. Partykeer wag ek tot 2,5 ure om hom uit te trek. En nou het ons weer gewag 2 ure en ek het my tweede vis aan. Die vis beweeg na die regterkant toe en dit is verskriklik moeilik op die oewer om te kan beweeg want dit is regtig moeilike terrein, vol klippe. Ek het reeds een keer geswem. Maar ja, dit is deel van visvang, so ek gaan nou hier na die regterkant toe beweeg om die vis uit te haal. Ek moet hier 'n bietjie van 'n modder sluk gaan en dan oor 'n rietbos wat die visse beweeg na die regterkant toe vir een of ander rede, die groter vis. So ja, ek gaan soontoe beweeg en dan kom ons kyk of ons hom geland kan kry. Wel, soos julle kan sien, hier is die tweede vis, 'n mooi kart. Ek skat hom in die omgewing van so 3,5 kilogram. Hy 2 keer gaan vassit. En ek was gelukkig om hom uit te kry uit die vashok uitgeswem. Party van hulle is joune en party van hulle is nie joune nie. En ons is dankbaar hierdie is ons inne. En 'n dag van soos vandag waar dit baie moeilik gaan, tel hy baie. So ja, ek is dankbaar. Dit is 'n mooi vis. Kom ons gaan sit hom in die net. Wel, daar sê julle, ek het weer my stokke in die water. Wag nou maar vir die volgende vis. Ons het nog so 2 ure om te gaan. Die koue het bietjie ingetree teenoor wat gister was, ten minste met 2 of 3 grade minder. En jy kan duidelik sien dat dit 'n effek op die vis gehad. Dis regtig moeilik en die omstandighede wat 'n ou moet hengel is regtig so ver as moontlik met so lig as moontlik gery. Ek is dankbaar vir my stokke en my katrolle wat ek het want sonder dit sou ek dit nie kon gedoen het nie. En ek praat nou spesifiek van my Raging Bull 2's. Pypstokke vir hierdie omstandighede. Ek kon regtig die maksimum uit hulle uitkry.
Ek weet my een stok was op een stadium op 153 meter gewees en die ander bietjie verder. So as dit nie vir daai toerusting was nie, sou ek seker nie daar kon kom nie, en dis hoekom ek dalk 2 visse het waar baie ander hengelaars geen visse het. Wel julle, die vis is nou hier voor my en dit is regtig, ek het hom nou so 2 keer gesien. Hy is deur die vashakke sonder enige probleem, hy is hier reg voor my. Dit is regtig 'n monsterkarp. Ek skat hom 5 kg plus. Ek is oortuig daarvan dat hierdie vis sal maak dat ek 'n goeie dag gaan hê. So ek gaan nou my bes te gee om hom in die net te kry. So kom ons kyk wat gebeur. Nou ja, soos julle kan sien mense, ek is regtig oorstelp met hierdie vis. Dit is 'n pragtige vis van oor die 5 kg. Ek dink is baie nader aan 8 kg. Al ons gaan hom nou weeg en ons sal maar sien wat weeg hy, maar dit is regtig 'n vet vis. So ek is baie dankbaar vir die vis. Ek is baie bly oor die vis. Enige hengelaar sal bly wees op so 'n vis van die oewer af. Dit met die gery waarmee ons hengel 5 pond lyn. So ja, dit is 'n merkwaardige vis. Nou ja, kom ons gaan sit hom in die hou net. Ons het nog so 7 minute of wat om te gaan voor die tyd verby is. Ek gaan nie weer eens ingooi nie, want dit is nie moeite werd nie. Ek gaan maar net wag tot ons begin weeg en dat ons kan sien wat se mooi vis het ons gekry. Wel, daar's 'n hele my slotsom is 'n baie lekker dag gewees. Dit was baie moeilik, maar ja, omstandighede het dit nie toegelaat dat ons meer vis vang nie. En as ek 'n opsomming vir die dag kan maak, dit was maar meer 'n toets vir enige hengelaar. Gooi so ver as jy kan, so lig as moontlik, en los die aas vir 'n rukkie dat hy dan kan kans gee dat die vis kan verbykom. Dit is maar dit was die resultaat. En op die einde van die dag 3 visse, amper 15 kg, 16 kg. Enige hengelaar sal so 'n sak vat vir die dag. So bly ingeskakel en dan sien ons julle volgende keer. Lekker ver. Daar gooi ek. Die speel soos hier nie. Nog 'n visie. Die tempo definitief so bietjie stiller geword in die middag. Ek dink maar is omdat die weer maar so bietjie verander het, die temperatuur het warmer geword, maar daar was ongelukkig nou nie baie wind nie. En dit het 'n effek op die visse. Het verseker, want ek dink daar is net definitief minder suurstof in die water. En ongelukkig het hulle ook maar die suurstof soos ek en jy nodig. Maar ja, ons mag nie klaar nie. Elke vis wat ons vang. Dit is maar soos by baie ander damme wat dieselfde is as die in die middag hier van 12 uur af, dan begin die tempo outomaties minder word en minder word. En dan moet ou man net 'n bietjie meer geduld hê. As ons vat daai stok aan die ander kant, hy lê nou al oor 'n uur.
waar hy elke 20-25 minute gebyt het. Lê hy nou al op 'n uur en hy's presies op dieselfde plek. So, geduld is die wagwoord. En kom ons sit hierdie enetjie in die skep net. Voel of hierdie vis in 'n struktuur ingeloop het. Ek was so eentjie ver weg gewees. Maar na die toilet toe. En toe loop hy en toe ek kom toe sit ek voel of hy 'n bietjie vas sit, maar hy het daar uitgeswem weer. Ek hou net geleidelik die stok net styf dat die lyn net nie kans gee. Voel of ons hom uitgekry het. Voel soos 'n mooi vis. Dis nou nommer 11 vis. Ek het so teen die oewer afgeloop en net bietjie gaan met die ouens praat, bietjie raad uitdeel en te hoor wat maak hulle. En die meeste van die ouens is ek nou maar na hulle strategie luister wat hulle gedoen het. Het hulle maar so ver as moontlik probeer hengel, maar ek dink maar hoe ligter jy gehengel het, hoe beter was dit gewees. En daar is nie regtig baie vis op die oewer nie. Ek dink in totaal is daar in die 200 meter, bietjie verder wat ek geloop het, was daar nie veel vis nie. Ek sal sê miskien 4 of 5 vis. So dan doen ons nie sleg hier waar ons sit nie. Veilig binne in die skep net. Daar is hy. Die karpie. Ja, 21. Goed. Kijk, daar zijn jullie kijkers. 8 uur is hengel. Lekker sessie so in die winter. Regtig lekker dag geweest. 9 mooi visse gehad. Wat meer wil hou hê? Lekker dag by die viswater. Ja, kom ons sit hulle terug. Dat ons hulle volgende keer weer kan vang. Wel, daar sy kykers. Ons het aan die einde gekom van ons lekker hengelsessie hier by Commando Nek. Lieflike oewer, ek sal enige tyd weer terugkom. Wat ek net vir julle wil sê is, vandag se sukses, as ek gou deur die oewer gestap het vandag se sukses was uit en uit daai ekstra distansie wat ek kon kry. So dis belangrik om te weet of om seker te maak dat jy die regte toerusting of gery het om daar te kan uitkom as jy moet. Uiters belangrik. Ek het vandag met my Raging Bull 2 gehengel en in 'n klas van my eie gewees, bedoelende dat ek daai ekstra paar meter bo die ander hengelaars kon gehad het met die klein gewiggie en dit was die deurslaggewende faktor vir my gewees. So maak seker julle kry julle gery reg vir omstandighede soos daai winterhengel altyd verder. Bly kyk, dan sien ons julle volgende keer. Seker geval. Dan water bietjie meer. Nee, minder. Goeiemôre aan julle kykers. Ons is weer terug hier by Hartbeespoortdam. Ons hengel by Oberon-oewer. Ons is heel in die regterkant by die rivier se gedeelte wat lekker diep water is. Ons hoop ons gaan 'n paar van daai mooi groot karpe vang wat hier's gewoonlik baie groot karpe. So ons lyne is in die water en die son kom nou lekker op en dit is mistig en dit is -2 gewees vanmôre. So dit is regtig lekker koud vanmôre. So
kom ons kyk maar wat kom uit dit uit. Of ons 'n paar visies gaan kry, sal ons nie weet nie, maar as ons alleen in die water het, gaan ons 'n vis vang. So, kom ons sit 'n vis in die skep net. Al julle, dit is sover nog baie stil hierso. Die eerste stok is 'n uur en 'n half in die water, geen byt nog nie. Soos wat ek op hierdie oewer kan afkyk, is dit maar dieselfde tendens. Bitter min vis of aktiwiteite. Daar's nie 'n vis wat jy kan regtig sien speel oor die water nie, so. Dit is moeilik om vir julle te sê wat dit veroorsaak, maar dit is nou maar hoe dit is op die stadium. Maar ons het nog 'n lyn in die water en dis al wat tel. Jy gaan nie 'n vis vang as jy nie 'n lyn in die water het nie. So kom ons kyk maar hoe gaan dit. Ja, hierdie stok is 'n uur en 40 minute in die water en toe trek hy weg soos 'n regte mooi karp moet wegtrek. Nou ongelukkig is hier baie vashakplekke in hierdie stuk water en ek het hom redelik hoog opgetel gekry. Die visse kan sien hy's redelik hoog opgekom boontoe. En dis gewoonlik 'n goeie teken. Kijk, daar sê julle, dis die resultaat. 'n Mooi karp. Skat hom so 3,5 kilogram. Mooi vis. 'n Regte ou vettie. Goudgeel, gesond. Lieflike mooi vis. Ja, vandag is nou regtig een van daai dae wat ou nou ons noem dit extreme distance fishing moet doen. En ek is dankbaar ek het my raging bulls gebring want ek sou definitief gesukkel het as ek dit nie gehad het nie. Ons moet so lig as moontlik hengel, maar daar baie struktuur in die water is, so hoe verder jy kan gooi met die ligter gewiggie, hoe beter gaan jy doen. So ek sal sê ek hengel so 155 meter met die 12 voet, ek het die 12 voet en die 13 voet raging bull. En ek glo as die een vis daar gevang het, sal ons nog een dag gaan kry. Dit gaan regtig sleg op die oewer, dis baie stil, min vis. So elkeen wat jy vang moet jy maak tel. So hoe ligter jy kan hengel en hoe verder jy kan hengel, hoe beter is dit so. Dit is maar my uitgangspunt op hierdie stadium. Dit is nou presies 2 ure nadat ek die stokke weer ingegooi het. Dis 'n verskriklike moeilike dag. As ek dit vergelyk teenoor gister se besige 40-45 minute tempo, vandag is dit 1 uur en 'n half, 2 ure. Partykeer wag ek tot 2,5 ure om hom uit te trek.
En nou het ons weer gewag 2 ure en ek het my tweede vis aan. Die vis beweeg na die regterkant toe en dit is verskriklik moeilik op die oewer om te kan beweeg, want dit is regtig moeilike terrein, vol klippe. Ek het reeds 1 keer geswem, maar ja, dit is deel van visvang, so ek gaan nou hier na die regterkant toe beweeg om die vis uit te haal. Ek moet weer 'n bietjie van 'n modder sluk gaan en dan oor 'n rietbos wat die visse beweeg na die regterkant toe vir een of ander rede, die groter vis. So ja, ek gaan soontoe beweeg en dan kom ons kyk of ons hom geland kan kry. Wel, soos julle kan sien, hier is die tweede vis, 'n mooi kart. Ek skat hom in die omgewing van so 3,5 kg. Hy 2 keer gaan vassit. En ek was gelukkig om hom uit te kry uit die vashak uitgeswem. Party van hulle is joune en party van hulle is nie joune nie. En ons is dankbaar hierdie is ons inne. En 'n dag van soos vandag waar dit baie moeilik gaan, tel hy baie. So ja, ek is dankbaar. Dit is 'n mooi vis. Kom ons gaan sit hom in die net. Wel, daar sê julle, ek het weer my stokke in die water. Ons wag nou maar vir die volgende vis. Ons het nog so 2 ure om te gaan. Die koue het bietjie ingetree teenoor wat gister was, ten minste met 2 of 3 grade minder. En jy kan duidelik sien dat dit 'n effek op die vis gehad. Dis regtig moeilik in die omstandighede wat 'n ou moet hengel is regtig so ver as moontlik met so lig as moontlik gery. Ek is dankbaar vir my stokke en my katrolle wat ek het, want sonder dit sou ek dit nie kon gedoen het nie. En ek praat nou spesifiek van my Raging Bull 2's. Pypstokke vir hierdie omstandighede. Ek kon regtig die maksimum uit hulle uitkry. Ek weet my een stok was op een stadium op 153 meter gewees en die ander 'n bietjie verder. So as dit nie vir daai toerusting was nie, sou ek seker nie kon kom nie, en dis hoekom ek dalk 2 visse het waar baie ander hengelaars geen visse het nie. Wel julle, die vis is nou hier voor my en dit is regtig, ek het hom nou so 2 keer gesien. Hy is deur die vashakke sonder enige probleem. Hy is hier reg voor my. Dit is regtig 'n monsterkarp. Ek skat hom 5 kg plus. Ek is oortuig daarvan dat hierdie vis sal maak dat ek 'n goeie dag gaan hê. So ek gaan nou my bes te gee om hom in die net te kry. So kom ons kyk wat gebeur. Nou ja, soos julle kan sien mense, ek is regtig oorstelp met hierdie vis. Dit is 'n pragtige vis van oor die 5 kg. Ek dink is baie nader aan 8 kg. Al ons gaan hom nou weeg en ons sal maar sien wat weeg hy, maar dit is regtig 'n vet vis. So ek is baie dankbaar vir die vis. Ek is baie bly oor die vis. Enige hengelaar sal bly wees oor so 'n vis van die oewer af. Dit met die gery waarmee ons hengel 5 pond lyn. So ja, dit is 'n merkwaardige vis. Nou ja, kom ons gaan sit hom in die hou net. Ons het nog so 7 minute of wat om te gaan voor die tyd verby is. Ek gaan nie weer eens ingooi nie, want dit is nie moeite werd nie. Ek gaan maar net wag tot ons begin weeg en dat ons kan sien wat se mooi vis het ons gekry. Wel, daar sê julle, my slotsom is 'n baie lekker dag gewees. Dit was baie moeilik, maar ja, omstandighede het dit nie toegelaat dat ons meer vis vang nie. En as ek 'n opsomming vir die dag kan maak,
Dit was maar meer 'n toets vir enige hengelaar. Gooi so ver as wat jy kan, so lig as moontlik. En los die aas vir 'n rukkie dat hy dan kan kans gee dat die vis kan verbykom. Dit is maar dit was die resultaat. En op die einde van die dag 3 visse, amper 15 kg, 16 kg. Enige hengelaar sal so sak vat vir die dag. So bly ingeskakel en dan sien ons julle volgende keer.